Dierbare Here Jesus, wat 'n groot voorreg vandag weer so by u woord te kan stilstaan en ons bid so dat die Gees van die Here vir ons 'n leerbare gees sal ook in ons harte oopbreek, sodat ons waarlik kan beleef wat is God se hart ook vir ons lewe. Dankie vir hierdie wonderlike voorreg, Here, wat ons het om vandag saam te kan sit. Dankie vir elkeen wat inluister. Ek bid so u ryke seën op elkeen se lewe af en so ook op die prediking van die woord. Dankie, Here, vir ontvanklike harte en dankie vir 'n hart en 'n gees wat gewillig is om te doen wat ons gehoor het. Ons eer u daarvoor in Jesus se kosbare en wonderlike naam. Amen. Nou geliefdes, ons het vir die laaste 2 weke het ons stil gestaan by hierdie wonderlike gedagte rondom die oomblik wanneer God ingryp, wanneer die hemel en die aarde by mekaar uitkom. En ons het so gesê, nou kom ons recap net, skus vir die Engels, maar kom ons kyk net 'n bietjie terug vir die ouens wat nou vir die eerste keer ingeskakel het. Is dit dalk goed om net so 'n bietjie die agtergrond te kry, en vir ons ouens wat nou al die boodskap volg, dis maar net weer goed om dit maar net weer te hoor. So, ons het begin oor die gedagte van die oomblik wanneer God uit die hemel uit antwoord en ons op die aarde God se antwoord beleef. En daar's 'n mooi Engelse woord wat sê divine intervention, 'n goddelike ingrype. En ons het gesien wat dit is en hoe God ingryp, en ons het ook gekyk na die karakter of die eienskappe. Is so kosbaar, 'n absolute handeling van God wat aangevuur word deur sy liefde en sy genade. En dan, dit is ook 'n bewys van God se perfekte tydsberekening. En aan die ander kant het ons gekyk na hierdie mysterious ways van God, waar hy werk waar ons nie kan sien nie. Ons mense wil ons eers sien, dan wil ons mos glo. Sien is glo, sê ons. God sê nee, as ons glo, sal ons sien. En dit is waar dit so 'n wonderlike belewenis word, wanneer dit wat ons glo vir ons sigbaar word. Ons weet mos nou Hebreërs 11 vers 1, nie? Waar ons bede is, dat dit wat ons nog nie het nie, ons in sal word. Sommer net so in 'n paar woorde. En dan het ons gesien, dit oortref alle menslike en natuurlike beperkings. God kan nie beperk word nie, want hy is God. Hy kan nie in 'n raamwerkie gesit word nie, want hy is God. Hy werk nie in ons afgebakende gebied nie. Nee, hy kan daar werk, maar God begin al buitekant ons raamwerke werk, lank voordat ons eers dit bedink het of 'n gedagte gehad het. En dan is dit ook belangrik dat ons moet weet, God werk op sy eie manier, op sy eie tyd, en aangevuur deur sy liefde en sy genade vir ons. Ons het nou gekyk na 'n paar voorbeelde. Ons het gesien die trek deur die Rooi See waar God ingegryp het. Ons dink aan Daniël se vriende waar God ingegryp het. Petrus wat in die tronk is en die gemeente bid en die Here bonatuurlik haal hom uit die tronk uit. En dan ons vriend Hiskia, onthou vir Hiskia hoe hy voor die Here gaan lê het en vir die Here herinner het aan sy lewe. Dis dit nie 'n wonderlike waarheid wat ons moet onthou nie, en dit is as ons in die weë van die Here wandel en daar kom, soos in Hiskia se geval, so 'n doodsvonnis amper, kan 'n mens nou maar sê, né? En hy sê, Here, ek herinner u aan my lewe, en God verander van plan. God kan van plan verander. Toe het ons gekyk oor hoekom is dit belangrik dat ons dit sal ervaar, hierdie goddelike ingrype, om die vyand se planne te verbreek,
om 'n deurbraak in jou lewe te beleef, sodat die krag van God geopenbaar kan word en sodat kan herstel word en ons weer kan terugkry wat die vyand van ons gevat het. So dit is absoluut so kosbare waarheid. En ons het 'n bietjie gekyk van hoe kan ons vir God 'n platform skep? Hoe kan ons vir God ruimte maak sodat hy homself kan openbaar in krag en in heerlikheid en sodat ons kan beleef dat God is nog steeds dieselfde. Hy het nog nie verander nie. Hy is nog dieselfde en hy wil homself so openbaar. Hoe kan ons daardie posisie vir God weer in plek kry, of hoe kan ons vir God 'n ruimte gee of 'n platform gee? In die eerste plek, ons moet God vertrou dat hy dit kan doen. Sy vermoë, in God se vermoë. Ons moet God se vermoë vertrou. En in die tweede plek is, as ons gedurig deur bid en soek, God se aangesig soek, dan sal ons verseker vir God 'n geleentheid gee, sodat hy homself kan openbaar. En dan natuurlik, ons moet getrou bly, ons moet gehoorsaam wees, al vra dit ook wat. Dan moet ons nog, en dan moet ons verwag dat die Here vir ons gaan deurkom. En dit is waar ons verlede week opgehou het. Nou hierdie week gaan ons bietjie praat oor watter impak het hierdie ingrype van God in ons lewens. En dit is absoluut so kosbaar wanneer ons hierdie belewenis van God het. Wanneer ons hierdie dinge ervaar, hierdie ingrype, hierdie divine intervention, wanneer God hier ingryp en ons weet, dis net die Here alleen wat dit kom doen. En dan verstaan ons dit, waar die impak op ons lewens is wat ons beleef, spreek van die impak op ons lewens. So in die eerste plek, as ek dink aan watter impak dit op ons lewens het, dan dink ek dit bring vir ons bevryding en dit bring vir ons oorwinning. Dink maar aan jou lewe, toe jy verlore was, toe jy nie die Here geken het nie, toe jy met jou rug teen die muur was en jy het geweet, daar's geen ander manier nie. Ek kan nie uit hierdie web uitkom nie, dis net die Here alleen wat my hier kan uithaal. En ek weet waarvan ek vanaand praat. Ek het dit self in my eie lewe beleef, waar ek beleef het, hoe dat die Here vir my kom bevry het, en vir my in oorwinning gebring het, oor dit wat my teëgehou, dit wat my vasgehou het. So divine intervention leads to freedom from oppression and victory over the enemies. Kyk maar daar in Psalm 18 vers 3 en ook vers 7, sien u dit so duidelik in die woord van die Here. So, dit is belangrik dat ons dit sal beleef, want wanneer ons dit beleef, gaan ons hierdie impak beleef van vry te wees, van los te wees. Is dit nie wonderlik nie, toe die Here ons vrygemaak het. Ek was vir jare lank, die Here het my baie diep uit sonde uitgehaal en my kom losmaak het van die wêreld en sy begeerlikhede. En dit was nie altyd so maklik nie, maar die dag toe ek daai keuse maak, toe kom God en hy gryp in my lewe en nog nooit weer het ek teruggekyk nie. Meer as 40 jaar gelede. En daarom kan ek vandag vir u sê, wanneer God ingryp, gaan jou lewe onbeskryflik 'n verandering ondergaan. Jy gaan bevryding en oorwinning beleef, die vrede van God en die blydskap van die Here gaan jou so oorweldig en omvul, dat jy absoluut net in God se grootheid jouself sal kan bevind en uitleef.
So, in die tweede plek, dit inspireer ander om ook te glo en te vertrou vir 'n deurbraak, wanneer jy daardie deurbraak beleef het. Onthou die lied wat sê, what he has done for others, he will do for you. Wat die Here vir my gedoen het, kan hy, sal hy, wil hy ook vir jou doen. En daarom is dit belangrik, en dit is die impak wat ons beleef. Ons beleef dat dit wat die Here in ons lewens doen, ander motiveer. Witnessing divine intervention strengthens the faith of others who may be struggling. Dink maar 'n bietjie aan die Samaritaanse vrou by die put. Haar bonatuurlike ervaring het nie net vir haar verander nie, maar ook die ander met wie sy te doen gekry het, sodat hulle gesê het, hulle wil hom ook sien. Hulle wil ook so 'n ervaring beleef. En dan aan die einde van daardie hoofstuk, dan sien ons hoe dat hulle sê, dis nie meer van hoorsê nie, maar vanuit 'n persoonlike ervaring beleef ons in ons lewens is onherroepelik verander. Ons kan nooit weer dieselfde wees nie. Daarom is dit so 'n kosbare waarheid om aan vas te hou, en dit is wat in ons lewens gebeur. Dit is die invloed of die impak wat hierdie goddelike ingrype in ons lewens het. En dit is wat ons beleef, is nie maar net vir ons nie, want ons leef mos nie net vir onsself nie. Ons is mos hier vir 'n rede. Die Here red jou nie net om in die hemel te kom nie. Die Here red jou sodat hy jou ook kan gebruik om by ander mense uit te kom. God se hart is nie net vir sekere mense nie. Die Bybel sê, so lief het God die wêreld gehad. Die hele wêreld, dat hy sy seun gegee het. En God se hart is vir die hele wêreld en nie net vir sekere mense in die wêreld nie. Daarom moet ons verstaan, wanneer God ons lewens impakteer deur hierdie bonatuurlike ingrype, dan is dit juis ook sodat wanneer mense sien wat dit in ons lewens bring, dat ander ook daarvan kan getuig. Dink maar aan die psalms waar die wêreld gesê het, ons kan sien die Here het vir julle groot dinge gedoen. Daarom is dit so kosbaar. Onthou net, God doen iets vir jou, sodat hy verheerlik kan word, en sodat ander ook daardeur beïnvloed of 'n begeerte kry, om ook daardie ervarings en belewennisse te kan hê in hulle lewens. En so word die koninkryk bedien, deur die ingrype, hierdie divine intervention in ons lewens. Daardie oomblik, wanneer die hemel, God se hand uit die hemel kom, en hy raak ons aan hier op aarde, wanneer ons daardie bonatuurlike ingrype van God in ons lewens beleef. Dit is ook aan die ander kant 'n groot waarheid wat sê, it deepens our relationship with God. Dit verhoog die intimiteit in jou verhouding met God. Met ander woorde, dit bring jou nader aan God. Dit bevorder jou groei in jou verhouding met die Here. Ek dink maar aan die apostel Paulus daar in Efesiërs 4, wat hy sê, ons is besig om te groei in hom. Ons is besig om tot die volle grootte in Christus te groei. So dis belangrik dat daar groei in ons verhouding met hom sal wees. En hierdie ingrype, hierdie hand van God wat uit die hemel uit neerdaal om ons hier op aarde te hulp te snel. Dit is sodat ons groei nie net vir ons meer vreugde bring en blydskap bring nie, en ons net nader aan God bring nie, maar dit wys ook, dis ook daardie sprekende bewys vir die wêreld,
hoe dat ons nie meer maar net daardie geestelike babas is nie, maar ons het geestelike volwasse mense geword. Daarom is dit belangrik. Hierdie ingrype help vir ons om God te vertrou en in ons, wanneer ons God makliker kan vertrou, wanneer dit vir ons, in die begin is dit baie keer moeilik om te sê, ek gaan die Here vertrou, want ek weet nog nie hoe gaan nie, maar hoe meer ek hierdie belewenisse ervaar van God se ingrype, hoe makliker word dit om God te vertrou. Dis soos geloof. Geloof was in my beginne jare van my bediening ook vir my 'n groot saak van, dis miskien seker goed wat jy eers moet doen om geloof. Geloof is, jy weet en jy sit jou vertroue in God se vermoë. En hoe meer jy ervaar hoe die Here jou geloof raak sien en op grond van jou geloof homself openbaar, selfs deur hierdie bonatuurlike ingrype van God, is dit besig om jou verhouding met hom te bou, en dit maak dit ook makliker vir jou om God te vertrou en op God te hoop. En daarom, kom ons bedink dit, kom ons hou dit vas, kom ons hou dit in gedagte. Kom ons vertrou die Here, en selfs in ons verhouding, en in ons groei nader aan God. Hoe nader jy aan hom kom, hoe meer word jy soos hy. Hoe nader jy aan hom kom, hoe meer weet jy van hom, hoe meer ervaar jy van hom. En dit is wat so kosbaar is. Wat daarmee saamgaan, dit bring getuienis van God se heerlikheid en sy krag. When God intervenes, His glory is revealed, and also others come to know Him more deeply. Daarom is dit belangrik dat ons wanneer ons vir die Here 'n ruimte gee om homself te openbaar in krag en in heerlikheid, so dit laat ons hierdie bonatuurlike krag van God beleef, God se heerlikheid en God se krag te beleef. Hierdie bonatuurlike ingrype mag dalk net 'n versigtiging wees. Weet jy, ek dink aan by geleentheid in een van die gemeentes waar ek was een van ons het Saterdaande wonderlike jeugdienste gehou, daardie jare nog Saterdaande jeugdiens, en daar het die Here ons ontmoet, daar het die vuur werklik waar uit die hemel neergedaal, want ons het vir God 'n geleentheid gegee. Jong mense wat die Here soek en wat die aangesig van die Here soek, en telke male wanneer ons so by mekaar gekom het, en dan het ons hierdie heerlikheid en die krag van God beleef. En een van ons susters word siek, sy's in die hospitaal en sy moet geopereer word, maar sy verlang om by die jeugdiens te wees. Sy verlang om saam met haar gelowige maats of vriende of broers en susters, noem dit net wat jy wil. Sy wil so graag net vanaand in die kerk wees by die jeugdiens, want sy wil so graag die heerlikheid en die krag van God beleef. En weet u, God hoor haar versigtiging. God hoor haar versigtiging. Stil gebed, niemand hoor haar nie, maar die volgende oomblik, toe daal die heerlikheid van die Here in daardie hospitaalkamer neer, en daar is 'n rookwolk, van die verpleegsters het gedink die plek is aan die brand, maar toe is dit die heerlikheid van, en daardie suster kon die heerlikheid van God beleef, soos wat sy dit in die kerk, meer as dit. Jy weet, sien, God gryp bonatuurlik in net op grond van 'n begeerte. Hy sê in Psalm 37 vers 4, verlustig jou in my, en ek sal jou gee die begeertes van jou hart. God kom
En in haar die bonatuurlike krag van hom kom openbaar hy homself sigbaar. En hulle het gedink daar's 'n brand en op die ou einde kom hulle agter, dit was net die heerlikheid van die Here. Jy sien, ek lees in die woord van die Here in Johannes 9, 'n man wat blind gebore was. En nou kom die disippels en hulle vra vir Jesus, Here, hoekom is hierdie man blind? Het hy nou iets verkeerd gedoen? Het sy ouers verkeerd gedoen? Het sy grootouers verkeerd gedoen? Wie het nou verkeerd gedoen dat hy nou so met hierdie blindheid deur die lewe moet gaan? En Jesus kom en Jesus gee vir hulle 'n wonderlike antwoord. Niemand het gesondig nie, niemand het verkeerd gedoen nie, maar hy is nou in hierdie omstandighede sodat die krag van God geopenbaar kan word. Blind gebore. Maar toe God se werk in hom geopenbaar was, kon hy weer sien. Daarom is dit belangrik dat ons vir God 'n geleentheid skep waar hy homself kan openbaar in krag en in heerlikheid, sodat ons God se heerlikheid en God se krag kan beleef. Dink maar 'n bietjie aan die opwekking van Lazarus. Hier word weer eens hierdie bonatuurlik. Hulle het gedink dit is verby. Martha het gesê, Here, hy is al 4 dae dood. Die ou lied sê, even 4 days late, he is still on time. Ons het nou verlede week gekyk daarna hoe God se perfekte tydsberekening werk. Al lyk dit vir ons dis verlore, dan is dit nog nooit te laat nie. God is altyd op tyd. Maar hierdie man se wonderlike verhaal in Johannes 9 sê, vir ons eintlik in Johannes 11, in Johannes 11, verhaal van vers 38 tot 44 toe, word God se bonatuurlike krag en ingrype geopenbaar. Die Bybel leer ons dat as gevolg van God se ingrype in mense se lewens, het hulle vrymoedigheid gehad om die siekes na hom te bring, het hulle hom vertrou vir voorsiening. Here, ons het nie om te gee nie. Wat het julle? Paar brood en vis. Dis meer as genoeg. Bring dit vir my. En ons weet, God gebruik mense se omstandighede om homself te openbaar in krag en in heerlikheid. Ten besluite dan, God se bonatuurlike ingrype of hierdie tussenkoms is onteenseglik 'n absolute bewys van sy oneindige genade. Divine intervention is an undeniable act of God's grace and mercy. When He steps into our lives to bring deliverance and victory and breakthrough, God's intervention, whether in times of danger, distress or confusion, God is always ready to intervene in His perfect timing. Hy is altyd gereed om vir ons in te tree, vir ons in te gryp op die perfekte tyd, wanneer ons hom vertrou, sy aangesig soek in gehoorsaamheid aan sy wil en plan vir ons lewe. Daarom is dit so 'n kosbare waarheid om te weet dat God wil ingryp, ons moet net toelaat. En dit is hoe ons lewens geïmpakteer word, nie net ons nie, maar almal wat rondom ons is of met wie ons te doen kry. Ek sluit af met 'n paar gebedspunte om vir u te help sodat u self kan voorberei en u self op 'n plek te kan bring waar sê, Here, ek is gereed vir 'n goddelike ingrype. Ek is gereed, Here, al staan ek met my rug teen die muur, ek is gereed om te ontvang. Kom,
Ons sluit af met 'n paar gebedspunte en daarna vertrou ons die Here vir wonderlike deurbrake in u lewe. Dankie Vader vir u konstante teenwoordigheid en u goddelike ingrype in ons lewens. Here, ons verwag dat u in elke area van ons lewens sal ingryp waar ons dit so nodig het. Dankie dat u ons beskerm van elke aanslag van die vyand. Here, u woord sê, no weapon formed against us shall prosper. Ons vertrou u vir die deurbrake in ons lewens, al lyk dit hoe onmoontlik, Here. Mag u krag in ons openbaar word as 'n bewys van u goddelike ingrype in ons lewens. Ons vertrou u om alles te herstel en terug te gee wat die vyand van ons gesteel het. Dankie Here dat u vir ons die deure van geleenthede oopmaak wat niemand weer sal kan sluit nie. Here, versterk ons geloof terwyl ons u vertrou om vir ons op die regte tyd in te gryp. Vader, help ons om gedurig te bid en u aangesig te soek, totdat u ons antwoord, totdat u vir ons deurkom. En Here, laat ons lewens 'n getuienis wees van u grootheid en u heerlikheid en u krag. Dierbare Here, ek bid vir elkeen wat vandag na hierdie boodskap luister, vir elkeen wat in hierdie dag sê, Here, kom en gryp in my lewe in. Here, ek staan met my rug teen die muur, ek weet nie meer wat om te doen nie. Here, ek het alles probeer, maar ek weet nie meer nie. Here, dis net u alleen en my geloof is vandag in u. My hoop is op u, Here, want ons het gelees in u woord, Here, wat sê, u is ons hoop en u is ons verwagting. En daarom bid ek, Here, vir hulle wat nou opkyk na u, met 'n hoop en 'n verwagting sê, Here, dankie dat u ingryp, dankie dat u antwoord, dankie dat u bevry, dankie dat u oorwinning gee, dankie dat u genees, dankie dat u voorsien. Vader, dis ons hart, dis ons gebed, in die naam van Jesus, word verheerlik daarin, Here, is ons gebed, en ons eer u daarvoor. Amen.